Welkom terug by die groot ontbyt en ons is hier in die kombuis saam met Josh Lots. Josh, kyk ons het nou lekker gekyk op die bank. Ons het nou al jou passions uitgefigure en jou flair bepaal. Nou maak ons hierdie panna cotta wat eintlik van Panna Pretoria afkom. Nie Italië nie. Kom direk uit Italië uit, maar baie op Pretoria. Okay. So wat ek vandag hier so vir jou het, is ek gaan vir jou wys hoe om 'n panna cotta te geur. So dis een van my gunsteling goeders, want panna cotta is so divers. Jy kan dit letterlik geur met enigiets. As jy dit met spek wil geur, kan jy dit self met spek geur. Ja, spek, sout, suiker, gaan stunning so. Maar, okay, lekker. Nou daai is 'n panna cotta klaar gemaak, aangemaak, nie? Nee, hierdie is net die room, so ek gaan hom nou geur. So soos ek gesê het, panna cotta beteken letterlik in Italiaans, beteken dit gekookte room. Gekookte room. So ons gaan nou hierdie room kook. Ek weet nie of jy weet nie, maar ons gaan nou hierdie room kook. My magtig, ek het nog nie yskas. Kom vertel my wat doen ons nou? So wat ons nou gaan doen is ons gaan skille van sitrus afmaak. Ek het sommer besluit om 'n kaneel sitrus een te maak. Kaneel sitrus. Yes. So jy kort 'n skilletjie van 'n suurlemoen om die acidity uit te balanseer. Hierso het ek nog 'n lemoen ook. 'n Suurlemoen en 'n lemoen. Yes, Ja. yes. Jy weet die hele sitrusfamilie. Dan hierso het ek 'n bietjie 'n stokkie kaneel wat ek hierso ingesit het. So omdat hierdie 'n rooibos panna cotta is met sitrus. So ek maak hom nou 'n klein bietjie anders as die een wat ek voorberei het. Gaan ek vat sommer 3 want ek hou van 'n verskriklike 'n prominente Rooibos is koning. Ag, rooibos is so ek Suid-Afrikaans. Magic. So hierdie gaan nou letterlik, jy los nou hierdie. Ja. Dat hy nou, jy los hom net alleen. Dat hy nou ordentlik mature, dat hy nou lekker deurkook. So die ding met 'n panna cotta is hy kort gelatine. Ja. So ek kan nie nou, jy weet, hy moet oornag stol in die yskas. So hierso het ons nou ons gereggie wat nou besig is om te kook. Nou, hoe lank gaan hy so kook as hy so staan? So ja, die ding is jy wil nie hy moet borrel nie. So hy gaan ongeveer nie. Hy mag glad nie prik nie, want dan brand jou room. En as jou room gebrand is daar geen manier om terug te kom nie. Dis warm. Moet jy nou raai? Ja. Okay. Intuïsie. Ja. So, Intuïsie. so jy wag nou maar. Hy mag nie kook nie. Hy mag dalk 'n paar borreltjies maak, net 'n bietjie prit. So nee, hy is nog nie warm genoeg. Ja, ek weet nie hoe nie. Wat gaan jy maak? Nee, so Jy mag nie vinger aandruk en voel nie. Jy net as jy jou hande gewas het, kan jy jou vinger daarin druk. nee, I guess. ja. Meeste chefs werk maar so, jy weet, op gevoel. So hierdie gaan nou ordentlik prit vir so ongeveer hang maar af van jou plaat, wil ek sê. Exactly. Hy gaan so Verwarm is, ongeveer ja. so 10 minute afhangende hoe sterk jy jou warm, net rooibos wil lekker hê. warm wees, ja. Yes, ongeveer hoe sterk jy jou rooibos wil hê. Ek hou van 'n vreeslike prominente Yes, kan 'n mens rooibos mos 'n bietjie nou roer tussen en nou en Jy dan kan dis hom beter. roer, maar dit is nie regtig nodig nie. Want hy's net besig om te kook, hy's besig om al hy geure in mekaar te kry en ja, so wat ek ook hou om van te doen is met my rooibos, omdat ek dit verskriklik intens die geur geniet. Soek, ja. Sit ek gewoonlik my rooibos tee sakkies met so ongeveer so 2 koppies water Ja. in 'n potjie apart en dan kook ek dit af tot dit amper 'n stroop Goed, so tekstuur ja. is. Yes, tot dit amper stroop tekstuur is. So ek gooi klein bietjie suiker by, klein bietjie vanille geursel, so om af te kook en dan gooi ek dit in. Nou wat is die dan nou? Hierdie is versiersuiker. Ek Alright. het sommer besluit om dit te gebruik want dit obviously dit dissolve. Wanneer kom dit by? Dit kom by wanneer ek hierdie goed uithaal. As jy daai uithaal, dan versiersuiker daarin. Korrek. Ja. En die soutjie? Kort altyd sout met enigiets soet. Kort jy sout. Ek dink dis 'n knypie dis 'n sout by groot alles. ek dink 'n groot Sout by alles. jy hoe moet sout sit want jy kort 'n balans. Jy Ja. kort die balans. So dis hoekom ek het ook die suur in die MasterChef kombuis het ons altyd 'n reël. Suur, sout, romerigheid en dan tekstuur. Tekstuur is belangrik vir roerigheid, ja. Yes. Jy kan nie net sag nie, daar moet iets. Nee, en jy het die mooiste toer dit nou voorsit hier, die lekker tekstuur met amandels, nê? Yes, so ek het 'n almandel en vanille krummel gemaak Ja. vir die tekstuur want obviously 'n panna cotta dis room gebaseer. So dit Ja. is baie jy weet sag en 'n mens wil nou nie baba kos eet nie. Nee. En as jy hom klaar in die yskas uithaal, as hy gestol is, moet jy hom in 'n shape laat stol. Ja, jy moet hom gewoonlik stolle mense maar soos in 'n silikon Muffinpannerige dingetjie. Yes. Silikon is maar die maklikste want omdat dit 'n vreeslike delikate Dop hy makliker uit. Yes, En exactly. dan die amandels bo-oor, Ja. bietjie nog sitrus en sjokolade. So daar is gesoute sitrus. Want soos ek gesê het, jy kort altyd Altyd 'n sout. bietjie Jy sout. moet altyd daai balans hê. So ons het gesoute sitrus, dan het ons 'n donker sjokolade vir nog tekstuur en dalk net 'n bietjie, jy weet, die mondgevoel. Ja, net ja. om die mondgevoel, net om hom uit te balanseer. Njam.
Baie dankie Josh. Dis 'n baie lekker. Weet jy nie, panna cotta is eintlik makliker as wat 'n mens dink. Jy dink dis Baie Italiaans. maklik. Dit's baie moeilik. Ek kan dit nie maak nie. Jy kan. Dis baie maklik. Kap hom tannie. Heerlik. Jy kan Ja. hom klaar, jy kan hom maak. Baie dankie vir jou tyd en moeite en lekker Natuurlijk. lekker chat vandag. Ag natuurlik, dit was 'n groot voorreg om hier te Ons wees. kan nie wag om te sien wat jy verder gaan doen nie in Baie die toekoms dankie. nie. Alles van die beste. Baie dankie. Daar's hy Josh Lots met 'n Pretoria cotta. Ekskuus 'n panna cotta. 'n Rooibos cotta. Nou ons is nou terug en dan kuier ons saam met Tamlin Wessels.